Welkom by hierdie verkenning. Dis tyd om reg in te duik. As jy besig is om voor te berei vir daai graad 7 natuurwetenskapie eksamen, is jy presies waar jy moet wees. Ons gaan vandag soos ware natuurverkenners op 'n ongelooflike ontdekkingstog deur die boublokke van lewe op aarde. Reg, kom ons spring dadelik weg. Ons roete vandag is propvol aksie. Ons kyk na biodiversiteit in die 5 ryke, Linnaeus se klassifikasiesisteem, 'n inleiding tot die diereryk, die klasse van gewervelde diere en dan sluit ons af deur die ongewervelde diere te verken. Kom ons gaan. Afdeling 1: Biodiversiteit en die 5 ryke. Ons begin by die heel begin om na die geweldige verskeidenheid van lewe te kyk wat ons planeet deel. Vir vraag 1 en 2 van ons vasvra, kyk ons na die groot prentjie. Wat is biodiversiteit nou eintlik? Wel, dis presies die term wat wetenskaplikes gebruik om al die verskillende lewende dinge op aarde as 'n geheel te beskryf. Dis soos een massiewe lewende legkaart. Maar dit bring ons by vraag 2. Hoekom wil ons dit alles klassifiseer of groepeer? Dink net aan, as jy jou klerekas wil uitsorteer, groepeer jy dinge sodat jy dit makliker kan kry, reg? Wetenskaplikes doen presies dieselfde. Hulle klassifiseer organismes volgens ooreenkomste sodat ons hierdie miljoene spesies makliker kan bestudeer sonder om heeltemal deurmekaar te raak. En dit bring ons by vraag 3. Kyk, as ons die natuur fyn dophou, kan ons letterlik elke enkele lewende organisme in een van 5 majestuise ryke plaas. Dis reg, net 5. Eerstens het ons die diere of animalia. Tweedens, plante of plantae. Derdens kry ons swamme, jy weet, die fungi. Nommer 4 is die protiste en laastens 5, die bakterieë. Elke liewe lewende ding op aarde pas in een van hierdie 5 hoofgroepe in. Afdeling 2: Linnaeus se klassifikasiestelsel. Kom ons reis verder en ontmoet die man agter hierdie geniale manier waarop ons die natuur orden. Carl Linnaeus. In vraag 4 kyk ons hoe hierdie stelsel in die praktyk werk. Hoe word 'n ryk opgedeel? Wel, dis soos 'n pragtige trap van lewe wat vloeiend van groot na klein beweeg. Ons begin heel bo, lekker wyd by die ryk. Dan trap ons af na filum, af na klas, af na orde, dan familie en dit vernou meesterlik tot by die genus en uiteindelik die mees spesifieke vlak op die trap, die spesie. Vraag 5 tot 8 leer vir ons die reëls van wetenskaplike name. So vir vraag 5, wat noem ons hierdie manier van naam gee? Ons noem dit die binomiale benamingsstelsel. Dit klink miskien na 'n mondvol, maar bi beteken net 2, so dit beteken elke organisme kry presies 2 wetenskaplike name, reg? Vir vraag 6 leer ons die belangrikste reëls. Die genusnaam word altyd met 'n hoofletter geskryf en die spesienaam begin altyd met 'n klein letter. Vraag 7 gee vir ons fantastiese voorbeelde. Die magtige leeu is Panthera leo en ons as mense, ons is Homo sapiens. En hier is 'n absolute goue eksamenwenk vir vraag 8. As jy hierdie name met die hand op papier skryf, moet jy hulle onderstreep. Dis heeltemal ononderhandelbaar. Afdeling 3. Inleiding tot die diereryk, met of sonder 'n ruggraat. Ons gaan nou uitsluitlik fokus op daardie eerste ryk wat ons genoem het. Dis 'n onsagwekkende wêreld van oorlewing en aksie. Kom ons kyk na vraag 9. As ons na die basiese struktuur van alle diere kyk en watter 2 hooffilms verdeel ons hulle? En hoekom? Dis eintlik doeteenvoudig. Ons deel hulle in gewervelde diere en ongewervelde diere. En die rede hang alles af van een massiewe eienskap. Het die dier 'n wervelkolom? Met ander woorde, 'n ruggraat, ja of nee? As hy een het, is hy gewerveld. Indien nie, is hy ongewerveld. Maklik soos dit. In vraag 10 en 11 zoom ons in op die gewerveldes. Wat maak hulle spesiaal? Buiten daai ruggraat wat ons sopas genoem het, het hulle 'n endoskelet. Dit is 'n interne skelet wat van stewige been gemaak is. En ons kan hierdie gewervelde diere verder in 5 wonderlike klasse verdeel. Visse, amfibieë, reptiele, voëls en soogdiere. Afdeling 4. Klasse van gewervelde diere. Kom staan bietjie stil en bestudeer die 5 hoofgroepe nou regtig van naderby. Kom ons vergelyk nou die eerste 3 groepe met mekaar deur vraag 12 tot 16 te beantwoord. Kyk net hier. Vir vraag 12 sien ons visse is uitsluitlik waterdiere, reg? Hulle leef in water, lê eiers in water, haal met kieuwe asem, is koudbloedig en is oortrek met skibbe. Dan, vir vraag 13 en 14, kyk ons na die amfibieë. Dis nou vir jou raas-egte transformasie. Hulle begin al lewe as larwes in die water en haal met kieuwe asem, maar na mate hulle tot volwassenes groei, verander hul asemhaling na longe en kry hulle 'n klam vel.
Hulle lê ook al eiers in die water, sulke jelly-agtige eiers sonder doppe. En as ons na vraag 15 en 16 spring, kyk ons na reptiele. Hulle bly meestal op land en het droë skubbe. In teenstelling met amfibieë lê reptiele hul eiers op droë grond en daai eiers het pragtige, harde, waterdigte doppe om hulle teen die elemente te beskerm. Die natuur is daarom ongelooflik slim ontwerp. Vir vraag 17 en 18 kyk ons op na die lug, na die voëls. Vraag 17 vra watter klasse konstante liggaamstemperatuur het. Met ander woorde, hulle is warmbloedig. En dit ouens is net die voëls en natuurlik die soogdiere. Vraag 18 kyk spesifiek na hoe voëls aangepas is om te kan vlieg. Hulle is absoluut merkwaardig toegerus met vere, vlerke en asof dit nie genoeg is nie, het hulle wonderlike ligte holbene sodat hulle daai swaartekrag kan klop. En dit bring ons by onsself. Vraag 19 en 20 kyk na soogdiere. Wat maak ons so uniek teenoor die ander klasse? Wel, in plaas daarvan om eiers te lê, word ons babas lewendig gebore en hulle drink moedermelk. Soos ek net nou genoem het ons ook 'n konstante temperatuur, maar ons vel is bedek met hare of pels. En hier is nog 'n belangrike punt. Soogdiere is baie spesiaal omdat ons sweetkliere het. Dit is ons eie ingeboude verkoelingsstelsel om onsself af te koel as dit warm raak. Afdeling 5 bring ons by ons laaste stop. Ongewervelde diere verken. Wat van daardie diere wat die aarde in die agtergrond oorheers? Kom ons vind uit. Vir vraag 21 ontdek ons 'n feit wat jou kop heeltemal sal laat draai. Ons weet nou, 'n ongewervelde dier het geen ruggraat nie. Maar, weet jy hoeveel van hulle daar op aarde is? Ons kyk gedurig na dokumentêre programme oor olifante en withaie, maar hierdie ongewervelde wesens maak 'n verbuisterende 98% van alle diere op aarde uit. Dis reg, 98% van diere op ons planeet het eenvoudig nie 'n ruggraat nie. Maar wag, as hulle nie interne bene het nie, hoe op des aarde hou hulle hulself regop? Vraag 22 beantwoord dit deur hul unieke strukture te vergelyk. Party beweeg rond in wat ons 'n exoskelet noem. Dis basies 'n harde panserdop aan die buitekant van die liggaam, soos wat jy by 'n krab sal sien. Aan die ander kant kry mens die hidrostatiese skelet. Dit klink na 'n ingewikkelde konsep, maar dis eintlik net 'n vloeistofgevulde holte binne in die dier wat dit vorm gee. Dink maar net aan hoe 'n aardworm of selfs 'n jellyfish in die see beweeg. En dit vloei perfek in vraag 23 en 20 in, waar ons na die filum Arthropoda, oftewel die geleedpotigs kyk. Dit is jou insekte, jou spinnekoppe en krappe. Hierdie groep oorheers letterlik elke uithoek van die aarde. En hoekom? Danksy 3 kenmerke. Al harde exoskelet vir beskerming, al gesegmenteerde liggame wat hulle soos verskillende skakels laat beweeg en hul geleede pote. Dis pote vol skarniere en gewrigte wat hulle ongelooflik vinnig en rats maak. Laastens kom ons by vraag 25 en 26, waar ons kyk na die filum Mollusca, die pragtige weekdiere. Hierdie diertjies word gekenmerk aan al sagte liggame, wat baie keer binne in 'n harde skulp of dop weggesteek word vir beskerming. Hulle het nie pote soos ons dit ken nie, maar gly rond op 'n gespierde struktuur wat ons 'n spiervoet noem. Jy sal hulle beslis ken. Dink aan slakke, oesters en mossels en in die diep oseaan die reuse seekatte en in visse. En net so eindig ons vasvra verkenning deur die fascinerende wêreld van taksonomie. Terwyl ons nou by die einde kom om terugkyk na hierdie massiewe verskeidenheid van lewe, wil ek jou met hierdie vraag laat wonder. Te midde van miljoene spesies met exoskelette en skubbe, waar pas ons eie storie as Homo sapiens werklik in hierdie ontzagwekkende web van lewe in? Hoe beter ons hierdie ongelooflike biodiversiteit verstaan, hoe beter kan ons dit bewaar. Julle is nou 100% gereed vir daardie graad 7 eksamen. Baie sterkte en ek sien julle by ons volgende verkenning.